Wees gegroet in Jesus se naam. Geliefdes, van hoofstuk 2 van Openbaring. Hier gaan ons kyk na 4 van die 7 gemeentes wat in Asië was. Nou hierdie is dinge wat gebeur het, maar na aanleiding wat die Here vir my gesê het in byvoorbeeld in 'n droom, dat toe dat die verdeeldheid wat in die kerk was, byvoorbeeld, toe gebruik die Here die voorbeeld van die kerk van Efesiërs en die kerk van of althans die gemeente van Efese en dan ook die gemeente van Smyrna. So en ek bid dat God die Vader, Here, dat U die woord sal seën in Jesus se naam. Nou ek wil hê U moet nou baie mooi luister in hierdie 4 gemeentes, selfs ook in die ander gemeentes, dat die Here stel op eerste voor wanneer hy begin skryf aan die engel van die gemeente, dan stel hom voor in die kapasiteit wat hy aanbied om as hulp te wees in hulle tekortkominge. Amen. Nou ons sien en elke brief begin met ek ken jou werke. So ek wil hê jy moet nou baie noukeurig oplet dat die Here daar is werke wat ons moet doen. Geloof sonder werke, sê die Bybel, is mos nutteloos. Nou hier sien ons dat wat die Here begin, hy sê ken jou werke, dan sal die Here elke gemeente komplimenteer met wat hulle doen. Maar onmiddellik na die Here hulle gekomplimenteer het, dan sal hy vir hulle uitwys byvoorbeeld dat as hulle die fout waar hulle fouteer. Maar ek wil hê jy moet weet dat die boek van Openbaring is ook dat die Here wil vir ons wys wat sy koninkryk is. Amen. Nou hier gaan ons kyk en die Here sal dit herhaal. Wanneer kerk gefouteer het, dan sal ons sien waar het hulle gefouteer. Nou net soos by die gemeente van Efese, hiersoos daar sê die Here in vers 4, hoofstuk 2 van vers 4, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Nou hier moet ons verstaan, wat is eerste liefde? Eerste, as ons hoor, die Here sê, hy is die Alpha en Omega, hy is die begin en die einde, so die eerste is dieselfde as die begin. Nou dit wil sê, dit wat hulle in die begin gedoen het, hulle het dit verlaat, hulle het dit nie meer gedoen nie. En dan sê die Here, onthou dat waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jy en doen die eerste werke. Nou sien weer eens is werke. Nou ons gaan kyk, wat is dit wat hulle in die begin gedoen het, wat hulle nie meer gedoen het nie. En dit vind ons in 1 Johannes hoofstuk 2, vers 7. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het, of wat julle eerste gehoor het, wat julle dan in vers 24, wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dan in die 2 Johannes hoofstuk 1, vers 5 en 6, nou hoor wat sê die Bybel. En nou bid ek die uitverkore vrou, dit is nou die gemeente wat in Jerusalem was, nie asof ek hier 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat julle van die begin af gehad het. Dit wil sê wat julle eerste gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. En vers 6, en dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin gehoor het, dat julle daarin moet wandel. So hulle het dan nou nie meer in hierdie gebooie van die Here gewandel, die 10 gebooie nie, ne? En nou wat het die Here vir hulle gesê? Nou ons moet onthou, die Here komplimenteer eers elke keer, en dan sê hy vir hulle waar hulle fout is, maar dan sê die Here ook hoe hulle die fout kan korrigeer. Toe sê die Here vir hulle in vers 5, hulle moet onthou waarvandaan hulle uitgeval het. Dit wil sê, onthou wat julle gedoen het in die begin, en bekeer jou en doen die eerste werke, of doen dit wat jy in die begin gedoen het. As sien ons in hoofstuk 22 van Openbaring vers 12,
En kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld volgens soos sy werk sal wees. Nou, ons moet nou onthou, en dan wanneer die Here dan nou na hy het ons gekomplimenteer het, en hy wys ons die fout, dan sê hy vir ons, ons moet korrigeer, en dan sê die Here, dan gee die Here vir jou loon. In vers 7 van hoofstuk 2 van Openbaring, wie jy oor het dat om hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en om wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Nou hier sien ons, wat is die beloning? Dat die Here, as hulle dit doen, as hulle bekeer, dan gaan hulle eet van die boom van die lewe. Nou hoe? Nou ons sê, maar dit is werke wat moet gedoen word. Kom ons kyk gou. Onthou die Here sê wat jy sê, sal jy myne. Nou kom ons kyk, wat was die loon? Hoe kan 'n mens eet van die boom van die lewe? En dit vind ons in Openbaring hoofstuk 22 en vers 14. Salig is hy wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Hier sien ons die Here sê as jy oorwin, dan sal jy eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. En nou sien ons, hier sê die woord, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe wat deur die poorte in die stad, né? So daar sien ons duidelik dat dit is die werke wat dan verlang word van ons, né? Weer eens ons sien, ons gaan dit elke maal sal sien, is dat die Here wil hê ons moet sy gebooie onderhou en die getuienis van Jesus. Nou, die volgende gemeente was die gemeente van Smyrna. Nou hierdie gemeente het nie gefouteer nie. In die Here se oë het hulle gedoen wat reg is. So dit wil sê, hulle het die Here se gebooie onderhou en die getuienis van Jesus natuurlik, né? Nou, kyk, kom ons kyk, wat het die Here vir hulle gesê? Hulle moet niks vrees wat hulle sal ly nie. So dit wil sê, daar sal 'n tyd kom wanneer daar verdrukking sal kom. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle, dit is nou Openbaring hoofstuk 2 vers 10. Vrees vir niks wat julle sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word 10 dae lank. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal u die kroon van die lewe gee. Nou ek het 'n droom gehad in die tyd van COVID, toe sê die Here vir my, dit is maar net 'n oefenloopie wat hulle doen. En hoeveel dae het hulle vir ons in kwarantyne gesit? 10 dae. Nou is dit sommer per toeval? Nee, hulle het vir ons eers, hulle begin met die 14 en toe stel hulle 'n vasgestelde tyd aan van 10 dae. Nou sien, en wat sê die Here vir hulle? Hoe lank sal hulle verdrukking hê? 10 dae. Nou, hoor nou mooi. Ek gaan vir u sê, in hoofstuk 7, vers 13, 14 en 16. Nou, een van die ouderlinge het gespreek en vir Johannes gevra, wie is hulle wat bekleed is met die wit klere, en waar kom hulle vandaan? En Johannes sê vir my, Heer, u weet het, hulle is die wat uit die groot verdrukking kom, en het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Nou hier wil ek vir u wys, wat 'n tipe marteling of verdrukking sal die mense ly. Nou dit het die Here vir hulle gesê, dit sou hulle ly in daardie tyd, né? Maar hoekom die Johannes dit moet neergeskryf het? Ook omdat dit in die toekoms binnekort, soos ek gesê het, in die jaar, dit gaan gebeur. Nou dit is hoe, onthou, die Here, die van die ouderlinge vra, waar kom hulle vandaan? En nou sê hulle, kom uit die groot verdrukking uit. Nou hoe was hulle verdruk? Openbaring hoofstuk 7 vers 16. Toe sê hulle nou by die Here, hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Nou hier sien ons wat 'n tipe van verdrukking of marteling diegene sal deurgaan. Hulle sal nie kan eet of drink nie, en ons is bewus daarvan dat daar moet 'n merk geneem word. Jy kan niks koop nie of verkoop nie. Nou hier sien ons aan duidelik dat hulle sal honger ly, en hulle sal ook op een of ander manier sal die hitte en die son nie meer plus skyn nie. Nou dit is 'n vorm
van marteling wat hulle sal deurgaan, maar dit is nog niks in vergelyking nie. Maar nou, die Here het gesê, julle sal gedood word, né? Amen. Nou kom ons kyk na die uiteinde van die kerk of die gemeente van Smyrna. Nou sê die Here, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Nou dierbares, in hoofstuk 20 vers 14 en 15, dan gaan dit vir u weet wat is die tweede dood, né? En die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Nou net vir interessantheidsonhalwe, as daar 'n tweede dood is, en die tweede dood is die poel van vuur, wat is die eerste dood? Die hel. Dis reg, die hel is die eerste dood. So as mens sterf sonder die Here, dan gaan die persoon die hel toe. En na dit, dan sal die hel en die doderyk dood en die dood en die hel gaan in die poel van vuur gewerp word. Dit is net vir interessantheidsonhalwe, so laat ons weet, né? En nou kyk ons na die gemeente van Pergamus. Nou hierso die Here, maar stel hy hom voor as die skerp tweesnydende swaard. Nou ons weet, dit is mos nou die woord van die Here. En dan elke keer sê, ek ken jou werke, dan het die Here vir hulle gekomplimenteer, en hulle toe dat hulle vashou aan die Here se naam, né? En selfs in die dae wat Antipas sy getroue diensknegt gedood is. Maar dan kom die waarskuwing. Ek het in vers 14 van hoofstuk 2, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het, wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te horeer. So het julle ook die wat vashou aan die leer van die Nikolaïte wat ek het. So hier wil die Here net vir ons wys dat die gemeente van Pergamus, hulle het vasgehou aan verskillende leringe, en dit was nie wat die Here wou gehad het nie. En daarom het die Here vir hulle gesê, nou dat hulle moet afstand doen van dit. Daar in vers 16, bekeer jou, daar kom die waarskuwing. Anders kom ek gewoon na jou toe en sal teen jou oorlog voer met die swaard van my mond. Nou ons weet dat die Here se woord is in Hebreërs hoofstuk 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van hom. So hier sien ons dat die Here gaan met diegene wat nie gehoorsaam is, die Here gaan met hulle oorlog voer met hom swaard, met hom mond, né? En dan die vierde gemeente is die gemeente van Thyatira. Nou hierso, die Here sê vir hulle, hy ken hulle werk, en hulle het goed gedoen, hulle het uiters goed gedoen, want hulle werke was so dat die laaste meer is as die eerste. Maar sê die Here vir hulle die waarskuwing, hy het teen hulle gehad, ek het enkele dinge teen jou, want hulle daar 'n profetes genoem in die naam van Isabel, wat toelaat om die leer, om die diensknegte te leer, en hulle te verlei die afgodsoffers te eet, né? Maar dit is deel van wat gaan gebeur, want in Matteus hoofstuk 24 vers 24, daar sê die Here, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te verlei. Maar dan sê die Here, hy gee hulle tyd om hulle te bekeer van hulle hoerery, en as hulle nie, dan sal die Here hulle die groot verdrukking laat gaan. Nou ons sien dat as ons sien dat die Here sê dat in vers 23, hy sal elkeen, hy sê wat die Here nie altyd die soek nie, en hy sê, hy sal elkeen van julle vergelde volgens julle werke. Nou sien jy hoe belangrik is dit hier van die werke wat die Here na verwys. En weet jy, in die boek van Openbaring,
kom hierdie woord, die werke 21 keer voor. So dat moet dit mos belangrik wees, verstaan jy nou? So nou sien ons dan in vers 26, sê die Here ook, dat in die wat oorwin en my werke tot die einde toe vashou. Bewaar, ek sal hom mag oor die nasies gee. En dan noem die Here dat wat die beloning sal wees, luister mooi. Die Here sê, en ek sal hom die môrester gee. Nou weet jy wat beteken dit as die Here jou die môrester gee? As ons kyk na 2 Petrus hoofstuk 1 vers 19, en oors het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. So dit wil sê die môrester, vir die wat oorwin, die Here sal vir hom gee, laat hy die profesie sal verstaan. Hy sal die profesie in sy hart het. Dit is wat die Here bedoel dan, hè? En soos ons in die verlede bietjie uitgebrei het oor die môrester, dat die môrester is die ster wat nog skyn, selfs totdat dit daglig is. Want hy kondig aan 'n nuwe dag. Maar wanneer ons die môrester het, dan sal ons nie onbekend wees met die toekoms nie. Nou ons vra die Here se seën dat ons sal ag gee op die woord van die Here, en dat ons soos ek sê, weer eens van die begin van hoofstuk 1 af reg tot op die laaste hoofstuk 22 wil die Here hê dat daar sekere dinge wat ons moet doen, en dit is die koninkryk principles wat ons moet onthou, en dit is God se gebooie en die getuienis van Jesus. Amen. Die Here seën u.